Sweepslag met Christian Fourie. Goeiedag en Unjani. Ai, hoe die ander kant lewe. Is dit nie lekker om te aanskou hoe skarrel die rykdomme wêreldwyd rond nie? Nie al die penado's in die heelal sal die verblindende hoofpyn van die Panama Papierusse kan laat bedaar nie. Got a tramp steamer, my ship's called Hal. 40 miles on the Panama Canal. Got a cargo of sodas, they are local. 40 miles on the Panama Canal. Sailing across the Caribbean Sea. Ons hoofstories die week. Die toiletpapier in Panama is op. Zuma se koninkryk smeer hulle boude vet. Ons ontmasker die hoofpiesang van die Banana Republic en vier verjaardag met die anti op die kanon. Eerstens, die toiletpapier in Panama is op. Die internet. 'n Baie duur lesie speel homself tans in die woude van die hoë politieke en finansiële bome af. Die miljoene gelekte dokumente, oftewel Panama Papers, laat Edward Snowden se WikiLeaks lyk soos 'n gastetoilet met 'n stadige drup. Die donga waarin 'n swerm staatsleiers hulle nou in bevind, is selfs dieper as die Panama Kanaal self. Suid-Afrika moet egter nie uitgelaat voel nie. Kolobuse Zuma, neefie van almal weet wie, het 'n kolossale bydrae gelewer om te sorg dat hierdie internasionale geldwalvis ook op eie bodem uitspoel. Die grootste vaarbonde in die skandaal probeer nou om kaartjies vir die Anti-Corruption Summit in Londen op die swartmark in die hande te kry. Onthou, dis soos om 'n donut met 'n suikervrye koeldrankie af te sluk. Die twee kanselleer mekaar mos uit. Die grootste finansiële skandaal in die mensdom se geskiedenis het soos Gilbert Grape se moeder die week die aarde getref. Luister hierna. In 10 jaar het 6% van Afrika se BBP onwettig uit die kontinent uitgevloei. En die afgelope 50 jaar het byna elke liewe sent van die $1 triljoen wat vir donker Afrika as ontwikkelingsgeld geskenk is, onwettig in 'n handjievol buitelandse beursies beland. Mens wonder wat sou Lazarus en die ryk man hiervan sê. Die African National Chaos het maar min daaroor. Kom ons kyk 'n bietjie objektief na hulle. Dit het die ANC meer as 80 jaar gevat om as regering aan bewind te kom. Jep, 2 keer so lank as die 40 jaar wat die Nasionale Party lank vir hulle tonge uitgesteek het. En nou, in minder as 8 jaar, het Jacob Gedleyihlekisa Zuma die ANC opgeflop, op 'n skaal wat niemand in hulle wildste drome kon verbeel nie. Want Gedleyihlekisa beteken om vir iemand te lag terwyl hulle jou seermaak, en die ANC se besluitnemers is bang vir hom. Ek kan nie die verskil sien nie. Sien jy die verskil? Nee, ek kan nie die verskil sien nie. Kan jy die verskil sien? Die knap knaap verjaar natuurlik volgende week op 12 April, op dieselfde dag as verjaardagmaatjie Pravin Gordhan. Baie geluk. President Zuma, ons hoop u eet Dinsdag lekker koek. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Sweepslag besef natuurlik nie waaroor die hele bohaai gaan nie. Besef mense nie dat ons president alles in sy vermoë gedoen het om die 32 miljoen Amerikaanse dollar wat Nkandla in 2011 gekos het, te halveer tot slegs 16 miljoen Amerikaanse dollar vandag nie. Dit deur die rand in sy kanon in te stuur. Die hoofpiesang van die Banana Republic is Julius Malema. Terwyl die parlement se hoofdogter, Baleka Mbete, op haar pos was om die ANC te beskerm, soos 'n rotweiler wat by 'n bloedbank waghou, het Juju gal gebraak oor die Pisang Republiek. Pretty rich coming from you, Juju, wat jou gegradueerde vingertjie na Zuma wys, terwyl jou eie geldsake maar relatief stom is.
ANC-LP se mondhoeke het tydens Malema se toespraak behoorlik gekwyl. Nie net vir die hoenderboutjies wat na die tyd bedien sou word nie, maar ook van 'n honger om die rooi gety se kakofonie stop te sit. 'n See van ANC-LP's net soos transportosse, geduldig, gedienstig en gedwee, hulle koning se ossewa sonder diflaks deur hierdie bloedbadrivier gesleep. Dit terwyl hulle vorige kroonprinsie Juju hulle soos bulle laat rooi sien het met sy overalkie. Die kleurvolle Britse punk modeontwerper Dame Vivienne Westwood word vandag op 8 April 75. Wel gedaan. Maar mens moet nie hierdie antie onderskat nie. Sy het laas jaar op 9/11 met 'n oorlogstank na David Cameron se huis toe gery om teen fracking te betoog. Wow. I declare war on fracking! It's just so irresponsible. The people are not only criminal, they're actually idiots. You know? Viva Vivienne! Ironies is Dame Vivienne op dieselfde dag gebore as wat Pablo Picasso sy laaste asem uitgeblaas het. Baie mense verwys ook na Dame Vivienne se absurde modeskeppings en ontwerpe as iets waarop Picasso dalk naar geword het. Hoe dit ook al sy, Dame Vivienne Isabel Westwood, die dame van punk, het spunk, en in Picasso se eie woorde, it takes a long time to become young. Geniet jou week en ja, Jakob, vir jou het Sweepslag 'n lekker verjaardag liedjie. Druk daai share knoppie mense. Ons weet julle wil.